Goeiedag, liefste vriende. Ek wonder soms wat van ons geloof maak dat ons dit aan en afsit. Amper soos 'n skakelaar, soos 'n lig wat ons aansit wanneer ons dit nodig kry. En tog wanneer Paulus skryf in Galasiërs 1 vers 11 tot 12, sê hy dat die evangelie nie deur mense uitgedink is nie, maar deurdat God Jesus Christus aan my geopenbaar het. En herinner ons, hierdie geloof van ons is nie iets wat ons ontwerp het nie. Nee, dit is God se waarheid, God se redding en God se uitnodiging. En daarom sê Paulus, kan 'n Christen nie 'n deeltydse reservis van die koninkryk wees nie. Die Here roep ons nie vir 'n Sondagskof of om 'n geestelike noodknop te druk nie. Nee, wie Christus ontmoet het, leef voltyds net vir hom. Die manier waarop Paulus dit hanteer, inspireer my elke keer. Na sy bekering is die volle waarheid van die evangelie aan hom geopenbaar. En dit stem presies ooreen met wat die disippels geleer het. Hy las niks by nie, hy verander nie, hy bou sy hele lewe op die eenvoudige waarheid, dat Jesus Christus deur die kruis volledig verlos. Punt en klaar. C.S. Lewis het een keer gesê, Christianity, if false, is of no importance, and if true, of infinite importance. The only thing it cannot be is moderately important. Met ander woorde, dis alles of niks. Dit raak besonder relevant nou dat Advent oor 'n week of wat begin. Advent roep ons terug na eenvoud, na eerlikheid, na daardie plek waar ons besef, God het nie 'n boodskap gestuur nie, hy het persoonlik na ons toe gekom. Hy is Immanuel, God met ons. En as hy alles vir ons kom doen het, hoe kan ons hom halfhartig dien? So mag hierdie naweek vir jou 'n mooi, rustige terugkeer wees na die ritme van voltydse geloof, om jou lewe weer in pas te bring met God se wil, uit dankbaarheid op pad na Bethlehem. Here Jesus, dankie vir u waarheid en u evangelie wat van u afkom. Help ons om voltyds vir u te leef en ons harte voor te berei vir Advent, vir u koms. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het en ek wens en ek bid jou toe 'n Adventstyd waarin jy weet wat die grootste geskenk is wat in jou gegee is. Gaan deel dit gerus met ander. Tot volgende keer. Totsiens.